Above all, let us love one another with a love that is faithful and true. When the burdens of life weigh upon us, let your mercy shine through. For love covers a multitude of failures. Love chooses forgiveness and grace. Let us carry each other with kindness And reflect your beautiful face. open our homes to each other 1 Petrus with a hoofstuk 4 vanaf vers 8 welcome and en 9. Ons het verlede week gesê en begin praat oor die mantel van genade en dan daai vurige liefde wat rekbaar is. Die vurige liefde van God wat menige oortredinge vergewe en bedek. Sê saam met my, menige oortredinge bedek. Met ander woorde, daai liefde van God in en deur ons wat oortredinge, dinge wat seer maak, dinge wat pla, mense wat oor ons goeters doen of spreek of teen ons doen, kan bedek en vergewe. En vanmôre wil ek graag met jou deel en ek glo dis die Gees van die Here wat deur die woord van God met ons wil deel hoe daardie onvoorwaardelike, rekbare liefde van die Here in ons werk om dit te kan toepas in ons elke dag lewe in die liggaam van Christus. Hoe pas ons dit toe? Want is een ding om te sê ek moet lief hê. Dit moet rekbaar wees. Ek moet dit kan toelaat dat dit oortredinge bedek. Maar hoe doen ons dit? In 1 Petrus hoofstuk 4 vers 8 en 9 praat van dit en dan gee hy vir ons die eerste stap. In vers 8 begin ons, hy sê, maar bo alles moet julle mekaar vurig lief hê, want die liefde sal 'n menigte sondes bedek. En dan begin hy vers 9, hy sê, wees gasvry. Sê gou saam met my, gasvry. Jeens mekaar sonder om te murmureer. So hy sê, wees gasvry jeens mekaar. Daai jeens beteken natuurlik teenoor mekaar. Alright, so hy sê in Afrikaanse vertaling of in 'n ander makliker vertaling, wees gasvry teenoor mekaar, met mekaar, jeens mekaar sonder om te murmureer. Ek wil hierdie versgedeelte in 2 sny. En ek gaan eers na die eerste gedeelte kyk waar hy sê wees gasvry jeens mekaar, teenoor mekaar. Kom ons breek hom op, dan kyk ons gou vanmôre so 'n bietjie na die woord gasvry. Gas-free, nee ek speel. Wat beteken die woord gasvry? Gasvry in die Griekse vertaling is letterlik die woord laat ek uitspreek, philoxenia. Philoxenio. En philoxenia beteken letterlik liefde vir vreemdelinge. Sê gou saam met my, liefde vir vreemdelinge. Of as ek dit anders kan stel ook, liefde vir mense wat buite jou gemaksone is. Liefde vir iemand wat buite jou comfort zone is. Liefde vir iemand wat jou maklik maak tik. Andre, jy ken ons daai ouens wat jou so maklik laat skuur. Dis daai ou wat toe jy in die wêreld was vir jou kyk, as jy vir hom vra en sê, wat kyk jy? Het ek jou broek aan? Is ek van goud gemaak? Hoekom kyk jy vir my? Dis om liefde vir vreemdelinge te hê. Philoxenia. Nou in die milieu en die tydperk waarin hierdie brief
1 Petrus geskryf is, waar die Gees van die Here hierdie brief stuur vir die vervolgde kerk, vir die mense wat letterlik van dag na dag of weekliks vlug, omdat hulle vervolg word vir hulle lewens. Onthou, omdat hulle God gedien het, hulle het tot bekering gekom, het hulle gevlug, van plek na plek, van dorp na dorp. Hulle het nie geweet wie kan hulle vertrou nie. Dis mense wie hulle nie altyd ken nie, of vriende, en omdat hulle dalk vriende word, van hulle was Jode, van hulle nie, dan het hulle vriende gekom en teen hulle gedraai. Hulle het op hulle gepimp. Dis mos die spreekwoord wat die jonges praat. Alright, so, dan sê hulle, hierdie ouens tot bekering gekom. Dan kom die ouens en dan vang hulle en dan maak hulle seer. Wat noem mense hulle? Hulle vervolg hulle. Omdat hulle tot bekering gekom het. So wat gebeur het is, hulle kon hulle nie vertrou nie. Nou kom Petrus en hy skryf deur die Heilige Gees hierdie woorde en hy sê vir hulle, julle moet gasvry wees vir almal om julle. Selfs die waarvan julle nie hou nie. Nou ek dink in daardie tyd in die milieu waarin hy geskryf het, was dit letterlik 'n kwessie van lewe en dood. Want hoe is jy gasvry teenoor iemand wat jy nie kan vertrou, of wat jy nie weet, is dit veilig om hulle lief te hê of om te vertrou nie? Maak dit sin as ek dit so stel? Nou gaan hierdie vers verder in die tweede deel en hy maak dit erger. Hy sê nie net vertrou hulle nie, hy gebruik die woord, hy sê sonder om te murmureer. Sê hou saam met my, sonder om te murmureer. Die Griekse woord in die oorspronklike teks vir murmureer, luister mooi, is die woord gogosmos. Gogosmos. Dit is allemaal so gogosmos. En gogosmos beteken om nie te moan en grou nie, om nie in jou mou te grom, saggies te praat, te brom, of om terug te praat nie. Hierdie sien ek letterlik daai tieners. As jou ma met jou praat, dan sê, wat sê jy? Nee, niks. Of party tannies as die ooms met hulle praat. Omdat die ooms nie hoor nie, dan praat hulle ons so. Ja, jou nou ook. Sien, dit beteken daai murmurering, daai terugpraat, daai moan en groan, om jou mond te hou wanneer jy eintlik wil kla. Dis wat daai moan en groan, gogosmos beteken. So wanneer die brief geskryf word en die Heilige Gees praat met die kerk van daai dag, maar ook met jou en my vandag, dan sê hy vir ons, hy sê, wees gasvry. Wat sê hy daar mooi? Wees gasvry teenoor heens mekaar, met jou naaste, met jou vyande, met almal om jou, en dan sê hy, sonder om te murmureer, sonder om terug te praat, sonder om te moan en te groan. So jy sien my boeta, my sissa, gasvryheid in die koninkryk van God is nie net 'n lekker sosiale braai so nou en dan, of 'n gesellige koppie koffie met een van hom Steve se koeksisters nie. Dit is baie meer as dit. Dit is deel van die bediening onder die mantel van liefde. Om gasvry te wees is 'n bediening van God. Gasvryheid is deel van wat Jesus kom doen. Dit is meer as net lekker saam kuier. Ek wil vanmôre begin om 'n vraag te vra. As ek en u sê ons lewe behoort aan die Here. Hoor mooi, behoort ons huis dan nie ook aan die Here nie? As ek sê my lewe behoort aan die Here, behoort my kar nie ook dan aan die Here nie? Nou as my huis en my kar aan die Here behoort, behoort my huis en my kar nie dan ook te werk vir die dinge van die Here nie?
Laat dit net so 'n bietjie vir 'n oomblik insink. Jy sê, want baie maal maak ons huise toe vir die bediening, vir die kerk, vir mense, want ons is bang vir wat mense gaan dink van ons huise, of dat mense ons gaan misbruik, en ons goedheid misbruik, en ons gaan seermaak. En vandag is petrol duur, so ons hou maar die karre terug. En ons is baie keer tog so geneig om ander mense se privaatheid te versteur. Maar ons het 'n verskoning in die boek vir elke situasie wanneer iemand na ons huise toe wil kom. As ons daar sel by ons huis moet hou, of as daar 'n kuier by ons huis moet wees, of as iemand ons wil kom besoek, of so iets. Ons sal eerder by iemand anders se huis dit hou, as by ons eie huis. Ja, maar pastoor, my huis is te klein. Ek het nie sitplek by my huis nie. Ja, maar ons bank is so, of ons die, of ons daai. Jy sien in die tyd toe Jesus sy gees uitgestort het op alle vlees, in die boek van Handelinge, toe die kerk tot stigting gekom het, sê die woord van die Here, hulle het dag van dag brood gebreek, hulle het van net sekere mense se huise tot huis toe gegaan, en daar die evangelie verkondig. Nee, hy sê hulle het van huis na huis beweeg, daar was gasvryheid, die huise was oop, of hulle op die vloere gesit het, daar was ewen 'n ou wat op die tweede vloer op die vensterbank gesit het. Wie van die ken die gedeelte? Hy het so lekker gesit, hy het aan die slaap geraak, toe val hy uit en hy val om mors dood. Regtig. Die Bybel praat daarvan. Hy het uit die vensterbank uitgeval terwyl hulle bedien het. Toe val hy om mors dood op die grond. In Handelinge, in die Nuwe Testament. En weet jy hoe amazing is die Here? Hulle bid vir hom te word hy weer lewendig. Regtig. So waar die Here is, en jou huis is oop, en die dinge van die Here gebeur, daar is die Here. Maar weet jy wat, in die lewe waarin ons lewe, kyk op, moet nie te veel afkyk nie, ek beklei nie vanoggend nie, ek deel die woord van die Here. Nou as julle weer sê, hy boksla ons vanoggend. Dis die Bybel. Praat van gasvryheid. Ons is so vinnig om te sê, ja, ons moet so maak, en julle moet so maak, en die kerk moet so maak, en dis tyd dat manne opstaan, ons moet preek, en dis priesterskap, en nie, maar die woord van die Here praat met jou en my vandag. En hy sê, maak jou huis oop, maak jou kerk oop, maak jou kar oop, maak jou lewe oop. Wat sê hy? Wees gasvry heens mekaar, sonder om te murmureer. Is dit nie deel van die liefdesverhouding wat die Here Jesus ons deel nie? Hy maak tog sy huis oop vir jou en my. Wie wil na die huis van die Here toe gaan? Ek praat nie hierdie gebou nie, ek praat van die hemel. Hy sê, ek gaan om vir julle plek voor te berei. En as ek gegaan het om plek voor te berei het, gaan ek kom om julle te kom haal, sodat julle kan wees waar ek is. Ek bou vir julle uit. In die woning van my Vader is daar baie kamers, baie huise, baie plekke. Ek wil julle nooi, ek wil julle by my hê. My vraag vanmôre is, ons is geneig om ander se privaatheid te breek. Laat ons toe dat hulle na ons toe kom. Hoor ons wat die woord sê vanmôre. Ek glo die Heilige Gees wil hê, ons moet besef dat ware agape liefde sal maak dat ons deure oopmaak vir die wat nood het ook, vir die bediening, buite die rugby braai en die kuier, sonder om te moan en te groan, sonder murmurering. Kom ons doen gou so 'n bietjie introspeksie. Wanneer laas het jy iemand in jou huis oor jou deurdrempel toegelaat
sonder dat hulle vir jou iets moes bring, iets moes doen, of jy moes hulle iets vra. Jy het net hulle toegelaat om te kom kuier. Jy het hulle genooi. En hulle hoef niks saam te gebring het nie. Hulle hoef nie jou krag reg te maak nie. Hulle hoef nie jou tafel te fix of wat ook al nie. Hulle hoef nie vir jou iets te kom aflewer. Jy nooi hulle met 'n doel nie. Jy wil net hê hulle moet kom kuier. Net in jou teenwoordigheid kom sit en net 'n koffie kom drink. Ek vra nie eens groot etes hou nie. Wannelaas. Jy sien, ons verhoudinge is so gedrewe dat ek moet iets daaruit kry voordat ek dit doen. Sonder om op enige iemand se tone te trap, want dis nie my doel nie, maar ek wil 'n punt oorbring. Vroeger jare was ons so geneig dat as ons vir die Here iets doen, dan doen ons dit uit 'n blymoedige hart en uit liefde uit. Vandag as jy vir die Here iets doen, dan wat kan ek kry? Wat gaan jy my betaal? Wat gaan dit kos? Broer, sal jy asseblief vir my huisbesoek gaan doen? Ja, pastoor, maar kan jy my help met petrol? Ons moet die kerk se mure verf. Ja, ek sal jou R2000 vra. Net 'n voorbeeld. Vroeger jare het jy dit gedoen uit jou hart, uit die liefde van die saak vir die Here. Vandag moet jy betaal word. Moet almal betaal word, want alles gaan, ons het nou gepraat oor mammon. Waaroor gaan die saak van die Here? Nou, dankie Here, daar nie in hierdie kerk nie. Ek praat oor die algemeen. Mense het daai passie, daai honger, daai liefde vir ander mense verloor. Dit gaan net oor myself, ek en wat kan ek kry? En as ek niks kan kry nie, vergeet ek van jou. Dis wat hy hiervan praat, dis daai gasvryheid, daai omgee vir ander sonder om iets uit te kry. Wanneer laas het jy jou tafel gedeel met 'n gebroke siel? Irrelevant of hy die Here dien of nie, sonder om agterna te kla oor die moeite wat dit jou gekos het. Hy het alweer vanaand so laat gekuier. Dis alweer 11:00 in die nag. Die kinders is moeg. Hoekom kom moan en groan hulle hier by die huis? Nou moet ek môre opstaan en ek is moeg. Ek moet gaan werk. Ek is sat. Nou kom pak hulle hier by my af. Daai siel het oor jou pad gekom. God wou hulle stuur met 'n doel. Nie in hierdie kerk nie. Gasvry eens mekaar sonder om te murmureer. Ons gee net wanneer, ons gee nie net wanneer dit gerieflik is nie. Ons moet gee omdat Jesus onvoorwaardelik gegee het. Ons huise, ons lewens moet oop wees, nie omdat ons iets uitkry nie, omdat ons ontvang het met 'n blymoedige hart. Meeste van die kere wanneer ons hier by die kerk 'n funksie het, gee ons die kos verniet. Het julle al agtergekom? Hoekom? Baie keer word daar met ons geraas, dan sê hulle, ja, maar vra at least geld vir die kos. Maak iets daaruit. Weet jy wat, dis saad in die grond. Wanneer daar wel gevra word, is dit wel dalk om net iets aan te koop, omdat daar nie fondse is nie. En dis letterlik net om die kostes te dek. Maar dit gaan nie altyd net oor om geld te maak nie. Daar gaan oor daai verhouding ook, daai gasvry, daai liefde, daai omgee.
Die mantel van genade en liefde beteken my huis, my kar, dit waarmee God my seën, is 'n hawe, is 'n helpmiddel vir ander om hulle mee te kan help. Ek wil nou uitkom by die skrifgedeeltes, want die woord van die Here gaan baie duidelik met ons praat. Maar voor ek daarby uitkom, wil ek een vraag vra. Hoeveel van ons se voertuie op pad kerk toe vanoggend het 1 of 2 sitplekke oop gehad? Die party van julle het op mekaar se skote gesit. Dankie dat jy jou voertuig gebruik. Maar hoeveel van ons het ander seats nog oop gehad? Dink net gou daaraan. Dink net vir 'n oomblik daaraan. God het jou geseën met 'n gawe om gasvry te wees en iemand wat nie hier kan wees nie, te kan help om hier te kan wees. Jy ry hiernatoe, maar wat is die uitdaging? Nou moet ek alweer om die hoek ry om iemand op te tel. Of uit my pad uit ry. En hulle kuier altyd lank na diens. Nou moet ek vir hulle sit en wag na die diens. Of dis so ongerieflik. Dis so uit die pad uit, of dis ekstra petrol. Of as my man hiervan hoor. En wat sê die woord van die Here? Hy sê wees gasvry teenoor mekaar. Jy sien, daai is klein goedjies wat ons baie keer mis, maar is tog geleentheid van bediening. Dis 'n geleentheid om iemand te kry op 'n plek waar God hulle lewe kan verander. Hoor u die hart van die Heilige Gees vanmôre? Ons wil baie keer die groot dinge doen. Ons wil die duiwels uitdryf. Ons wil huise skoonmaak. Ons wil die wêreld gaan bereik. Ons wil siele wen, maar my kar ry ek leeg kerk toe. My huis is yskoud, daar's nie eens lewe in my huis nie. Nou ek sê nie, jy moet mense se deurdrempel deurtrap nie. Die woord van die Here is duidelik daaromtrent. Want baie keer trap ons die deurdrempel so deur, ons kuier so baie by mekaar, dat jy mekaar se slegte punte ken, en nou wil jy nie eers by mekaar mee kom nie, want jy irriteer mekaar. Dis ook nie wat ek sê nie. Ek praat van geestelike bediening, verhouding bou, saam met mekaar tyd spandeer, om jou huis oop te maak vir die werk van die Here, as iemand regtig God in hulp nodig het. Dis waarvan ons praat. Blaai saam met my na Romeine 12 toe. En ek hoop dat hierdie verse wat ek nou met jou gaan deel, hierdie gedeelte en dit waar ons praat vanmôre, gaan saamvat en gaan deel. Romeine 12 vanaf vers 9 lees soos volg. Hy sê, laat die liefde ongeveins wees. Verafskie wat sleg is en hang die goeie aan. Wees hartlik teenoor mekaar en met broederliefde. Die een moet die ander voortgaan aan in eerbetoning. Wees nie traag in die ywer nie. Wees vurig van gees en dien die Here. Is dit nie amazing nie? Hy bevestig alles wat ons die laaste ruk oor gesels het. Vers 12. Verbly julle in die hoop. Wees geduldig in die verdrukking. Volhard in die gebed. En dan sê hy, maak voorsiening in die behoeftes van die heiliges. Wie's heiliges hierso? O, jene. Nou, wat is hierdie kerk dan? Is julle almal onheilig? Wie's heiliges hier vanmôre? Wie's gereinig in die bloed van die lam? Wie's gered, geregverdig, heilig? So ons moet voorsiening maak in mekaar se behoeftes. Amen. Dan sê hy, streef na gasvryheid. Amen. Seën die wat julle vervolg. Seën en moenie vervloek nie. Wees bly met die wat bly is en ween met die wat ween. Wees eengesind onder mekaar, moenie na hoë dinge streef nie, maar voeg julle by die nederiges, moenie eie wys wees nie. Amen.
Be teachable. Leer, hoor by almal. Vergeld niemand kwaad vir kwaad nie. Bedink wat goed is voor alle mense. En as dit moontlik is, so ver as dit van julle afhang, wat sê hy? Leef in vrede met die wat jou like. Die wat jou taal praat. Met alle mense. Leef in vrede met alle mense. Blaai saam met my na Hebreërs 13 toe. Hebreërs 13 vers 1. Hebreërs 13 vers 1 sê, die broederliefde moet bly. Net daai een sinnetjie, ons gaan nou aangaan. Kyk gou wat sê hy daar, Jody. Die broederliefde moet bly. Wat beteken dit, Antie? Die broederliefde moet bly. Die susterliefde moet bly. Die broederliefde, daai liefde wat ons vir mekaar het, moet bly. Te midde van alles. Jy kan vir my kwaad word, maar ons moet bly. Jy gaan my nie like nie, maar ons moet bly. Jy het nie 'n keuse nie. Jy moet my lief hê. Die broederliefde moet bly. Amen. Sien, ons gaan dalk woorde hê, maar die broederliefde moet bly. Davie, die liefde in Jesus, Fantjie, moet bly tussen mekaar. Maak nie saak wat gebeur nie, die broederliefde moet bly. Dis iets waarna ons moet bou. Vers 2 sê, vergeet die gasvryheid nie. Kyk hoe baie keer kom dit in God se woord voor. Maar ons praat altyd van vrede, liefde en al die ander goeders, maar ons vergeet van gasvryheid. En dis een ding wat Jesus baie op gefokus het. Hy sê, want daardeur het sommige, sonder dat hulle dit weet, sonder om te weet, engele as gaste geherberg. Dink aan die gevangenes, asof julle medegevangenes is. En aan die wat mishandel word, as mense wat self ook 'n liggaam het. Met ander woorde, hy sê, voel saam met ander mense, selfs as hulle in die gevangenis is, asof jy saam met hulle in die gevangenis is. Mense wat deur vervolging gaan, asof jy in vervolging is. Ek dink aan daai gedeelte, is dit 1 Korintiërs 12:26. Hy sê as een lid ly die hele liggaam. Maar hoor daai, hy sê as jy gasvry is dit vir God so belangrik dat hoe weet jy kon dalk 'n engel van God geherberg het? Ek gaan nou 'n gedeelte lees uit Matteus 25 uit. Lees gou saam met my Matteus 25, waar hy praat oor die final judgment, en ek sluit af met hierdie vers. So julle kan maar asemhaal. Nog 3 landings. Dan is ons daar. Jesus kom met die final judgment, en hulle vra vir hom, en hy sê vir hulle, hy sê, ek het dit nodig gehad, en julle het dit nie gedoen, en sê hulle, ja maar hoe het ons dit nie vir u gedoen en gegee nie? Ons gaan dit nou lees. En dit het my so geraak gisterand, toe ek voorberei, afsonder, en ek hierdie gedeelte lees. Maar ons dink baie keer as regverdig is, as kinders van die Here, ons doen goed, ons is reg, ons doen die regte dinge, ons is op pad hemel toe. As ek nou moet doodgaan, dan gaan ek hemel toe, alles alright, ek het Jesus aangeneem. Ek lewe mos goed, ek gaan kerk toe, ek gee my 10de, alles is okay. Maar in die konteks waarmee ek praat vanoggend oor gasvryheid, om te gee vir ander, sonder om te murmureer, in daai konteks wil ek hierdie gedeelte lees, en ek wil hê jy moet met dit na hierdie vers kyk. Nie nou, ek het Jesus aanneem, ons het Jesus aanneem, maar hy gaan verder, hy sê, ons moet gasvry ook wees, in liefde. Kom ons lees nou hierdie gedeelte, vers 31, Matteus 25. Hy sê, en wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom, en al die heilige engele saam met hom, dan sal hy op sy heerlike troon sit. So nou is dit, ons praat van die final judgment, né? Ons almal staan voor hom, voor die troon. Die wat gered is en die wat nie gered is nie.
en voor hom sal die nasies versamel word. En hy sal hulle van mekaar afskei, soos die herder die skape van die bokke afskei. Luister mooi. En hy sal die skape aan sy regterhand en die bokke aan sy linkerhand sit. Die skape is die wat sy kinders is, sy volk, die wat skoon en rein is, en die bokke is die wat hom nie gedien het nie, die wat nie geluister het nie. Dan sal die koning vir die aan sy regterhand sê, kom, julle geseëndes van my Vader. Beerf die koninkryk wat vir julle berei is, van die grondlegging van die aarde af. Want ek het honger gehad, en julle het my te ete gegee. En ek het dors gehad, en julle het my te drinke gegee. En ek was 'n vreemdeling, en julle het my herberg gegee. Ek was naak, en julle het my geklee. Ek was siek, en julle het my besoek. In die gevangenis was ek, en julle het na my gekom. Dan sal die regverdiges aan hom sê, Here, wanneer het ons u honger gesien, en gevoed, en dors, en te drinke gegee? En wanneer het ons u 'n vreemdeling gesien, en geherberg gegee, of naak, of geklee? En wanneer het ons u siek gesien, of in die gevangenis, of na u gekom? En die koning sal antwoord en vir hulle sê, voorwaar ek sê vir julle, hoor hierdie gedeelte, onderstreep dit in jou Bybel, vir so ver julle dit gedoen het, aan een van die geringstes, van hierdie broeders van my, het julle dit aan my gedoen. Het jy daai deel gevang? So ver as jy dit gedoen het aan die geringste van my broeders. Wie's die broeders waarvan Jesus hier praat? Die liggaam van Christus. Die geringstes, wie's die geringstes? Die weduwee, die weewenaar, die weeskind en die wat nood het. Die liggaam van Christus, die medelede in Christus wat nood het. Die wat honger het, die wat dors het, die wat in gevangenis is, hy noem dit daar. Die wat naak was, die wat nood het, hy het dit mos nou net vir ons genoem. Wat nie 'n plek het om te slaap nie, wat nie 'n plek het om sy hoof neer, die wat honger was en nie kon eet nie, hy het vir ons nou die hele lys daar gegee. Hy sê, as jy vir hulle gasvry is, iets gee wat nodig het, dan het jy dit vir my gedoen. Maar hy stop nie daar nie. Vers 41. Dan sal hy ook vir die aan die linkerhand sê, wie's dit? Die bokke. Die wat nie gered is nie. OK. Gaan weg van my. Julle, lees julle die woord, wat sê hy daar? Vervloekdes. Hy sê in die ewige vuur wat berei is vir wie? Vir wie's die hel die ewige vuur berei? Nie vir die bokke nie. Die vuur is berei vir die duiwel en sy engele. Maar omdat jy jou hart verhard vir God en nie doen wat hy vra nie, dan sê hy daar, gaan jy ook nou soontoe. Vir dit wat vir die duiwel en sy demone voorberei is, gaan julle ook nou maar soontoe. Want julle wou nie hoor nie. Dis wat daar staan. Julle wou nie hoor, ek het julle gevra, ek wou julle help. Ek het vir julle gesê, daar's die lewe, daar's die dood. Kies my weg, kies 'n beter, daar's die lewe, kies dit. Maar julle kies, julle bokke hardloop al ewig een rigting. Volg my, ek's die herder, maar die bokke gaan soontoe. Kom ons lees verder, hy sê, want ek het honger gehad, en julle het my nie te ete gegee nie. Nou ken ons die antwoord, né? Want ons het dit nou gelees. Hy sê, ek het dors gehad, en julle het my nie te drinke gegee nie. Ek was 'n vreemdeling, en julle het my nie geherberg nie. Nou,
Dis nie vir almal wat op die robot staan en vra nie. En dis nie vir elke een wat by jou hek verbyloop en kom bedel nie. Maar nou moet ek ook sê, dit mag dalk die een op die robot wees, of die een wat by jou hek verbykom. Hoe onderskei ek, net voor ek aangaan, deur die leiding van die Heilige Gees, wat in jou hart praat. Jy sal weet hier. Die Here sal jou oortuig. Ekskuus. Ek moet vir hierdie persoon iets gee. Of jou hart gaan bots, ek moet nie vir hierdie persoon gee nie. En dis hoekom ons die Heilige Gees nodig het om ons te lei. Kom ons gaan aan daar. Vers 42. Want ek het honger gehad en julle het my nie te ete gegee nie. Ek het dors gehad en julle het my nie te drinke gegee nie. Ek was 'n vreemdeling en julle het my nie geherberg nie. Naak en julle het my nie geklee nie. Siek in die gevangenis en julle het my nie besoek nie. Dan sal hulle aan hom antwoord en sê, Here, wanneer het ons u honger gesien en dors, of nie vreemdeling, of naak, of siek, of in die gevangenis, en u nie gedien nie? Dan sal hy hulle antwoord, hoor weer hier, voorwaar ek sê vir julle, vir sover julle dit nie gedoen het, aan een van hierdie geringstes nie, het julle dit aan my ook nie gedoen nie. So as jy dit doen of nie doen nie, aan die geringstes, het jy dit vir my nie gedoen nie. En hulle sal weggaan in die ewige straf, maar die geregverdiges in die ewige lewe. Sien jy die verskil? Kom ons gaan lees dit in jou eie tyd, in jou studietyd weer hierdie week. So wanneer jy iets doen, gasvry, in liefde, bediening, bid, wat ook al die Gees van die Here jou lei om te doen, doen jy dit mos vir die Here. Jy doen dit mos nie vir jouself nie. Tweedens, as jy jou beloning hier op aarde verkry het, jy het dit klaar gekry. Maar wanneer jy dit vir die Here doen, het dit ewige dividende in die ewige lewe. So waar is die beste beloning? Hier op aarde of in die ewige hiernamaals? So wanneer ek my motief ondersoek, hoekom ek vir die kerk iets doen, hoekom ek sing, hoekom ek bedien, hoekom ek uitgaan, hoekom ek hospitaalbesoek doen, hoekom ek huisbesoek doen, hoekom ek ure in die aand laat op 'n dak staan en werk terwyl ander in die bed lê, hoekom ek vroeg in die oggend moet kom bid, hoekom doen ek dit? Of, hoekom doen ek dit nie? Hoekom doen ek dit nie? Sonder om te murmureer. Want jy sien, die probleem kom by die murmurering. En as die individu, of 'n individu jou probleem is dit 'n probleem. As iemand jou verhoed om dit te doen, is dit 'n probleem. En as jy jouself verhoed om dit te doen, is dit 'n probleem. Amen. So I just want to submit the word of God to you this morning. Onthou, ek is net die housepipe. Ek is net die posman. En die Here moet met my eerste deel, voordat ek met u kan deel. So ek wil net sy pakkie van môre kom aflewer, en ek het self pak slaag gekry. Amen. Mag hy wat 'n oor het, hoor wat die Gees van die Here deel. Maar mag ons harte nie verhard en ons verstand verhard vir dit wat die Gees van die Here sê. 1 Petrus 4:9 in afsluiting sê, wees gasvry heens mekaar, sonder om te murmureer. Die AGS Nuwe Begin vertaling 2026 weergawe. Wees lief
en gasvry, gas-free for one another, sonder om te moan en groan en in jou mou te brom, wanneer God jou vra om iets te doen. Amen. Kom ons staan en bid ons saam. Vader, ons dankie dat ons vandag die voorreg gehad het om in hierdie unieke diens by mekaar te kon wees. Heeltemal 'n ander geleentheid, ander diensorde, maar tog so uniek wat U beplan en bestuur het. En in dit alles wil ons vanmôre net kom sê, Here, dit wat ons is, wie ons is en wat ons doen, wil ons U in verheerlik. Because it's all about You. Wanneer ons vanmôre om ons kyk, wanneer ons mekaar sien, selfs wanneer ons om George se lewe herdenk, wanneer ons na hierdie geboue kyk, dit waarmee U ons geseën het, die klank selfs in hierdie orkes, ons as boeties en sissies, ons geliefdes, Here, dan wil ons alles wat op hierdie grond is, nie vanselfsprekend kom neem vanmôre nie. Want so baie maal kan ons dit mis waarmee U ons seën. Selfs die wat vooraf gewerk het, daar was soveel mense, van die begin af, manne en vroue wat U gestuur het, deur die jare, wat U sê baie het kom grou die fondasie, ander het kom mure opbou, ander sit 'n dak op, maar so kom U, die planne kom by mekaar. Wil ons net vanmôre kom sê dankie. Want dis alles deur U en as gevolg van U. So vanmôre wil ons eerstens net kom sê, ons eer U, ons aanbid U, dat U getrou en regverdig is. Dankie vir die goedheid, dankie vir die guns, dankie vir U genade, dankie vir U liefde. Dankie vir U teenwoordigheid, dankie vir U seën. Dankie vir alles wat U ons mee seën. Dankie vir hierdie liggaam, 'n unieke, kosbare familie wat U by mekaar gevoeg het. Bind ons met 'n band van liefde en eenheid, en nou mag ek dit byvoeg, goddelike gasvryheid teenoor mekaar. Help ons Heilige Gees dat ons 'n wag voor ons mond kan sit, dat ons sal ophou om te murmureer, sal ophou om te moan en groan oor alle nuttighede, en eerder dankbaar te wees vir wat ons het. Ons sien onsself as arm en minderwaardig, en tog in die wêreldperspektief is ons so geseënd en ryk met die goedheid van die Here. En mag ons daardie perspektief verander vanmôre. Heilige Gees, mag ons sien wat U sien, en mag ons dit waardeer. Want dis regtig nie geld nie wat alles doen nie, dit is U. It's all about You. May we count our blessings, because it's about You. So today we just want to take the time to honor You and respect You as our Lord and our Master. Heilige Gees, U is ook die naprediker van hierdie woord. Dankie dat U my as mondstuk gebruik het. Here, vergewe my as ek uit my vlees dinge dalk genoem het wat die woord kon benadeel het, maar mag U woord vanmôre kragtig mense se lewens aanraak. Ek vra dit in die naam van Jesus. Al die lof, al die eer, al die aanbidding kom U alleen toe.
Dankie vir die voedsel wat U voorsien het, vir die sop wat gesaai was. Seën die mense wat dit gesaai het, vir die wat dit gemaak het, en seën dit ook so in ons liggame en word verheerlik hierin. In Jesus naam. Laat U wil geskied, en laat U koninkryk kom, soos in die hemele, so ook op die aarde. Ons bid dit in Jesus naam. Mag die vrede van God, van alle verstand te bowe gaan, die liefde van die Here, sy goedheid en guns oor hierdie gemeente heers. Mag die oorvloed van die Here, the prosperity of God in elke area, liggaam, siel en gees, ten volle wees in elkeen van ons se lewe. In Jesus naam. En ons sien uit na ons volgende ontmoeting saam met U. Dankie Here. En as U saamstem, dan sê ons amen. Amen en amen. Love deeply, let forgiveness have its way. We will walk in your mercy, Lord, and love one another every day. No room for bitterness, no room for blame. Your love is greater, your mercy remains. Teach us to forgive, teach us to care, teach us to care. To welcome the stranger and meet them with prayer. Above all, let love